Welkom by vandag se luistermeditasie in die tyd van Pasen. Dit is Woensdag 8 April en vandag gaan ons saam lees Psalm 118 vers 22 tot 29 en ons gaan dit lees uit die 1983 vertaling. Ek nooi jou om tuis te kom in hierdie oomblik van lig en lewe. Here, bring my gedagtes tot rus. Help my om nou na U te kom, sonder om te stry, sonder om te pleit, sonder om enigiets te vra, behalwe om te mag bewus wees van U stille teenwoordigheid. Gee my die geloof wat nodig is om my laste by U neer te lê en dit daar te laat, in ruil vir U vrede wat alle verstand te bowe gaan. Psalm 118 vers 22 tot 29. Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy die belangrikste klip in die gebou geword. Dit is deur die Here gedoen en is 'n wonder in ons oë. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Red tog, Here. Gee tog voorspoed, Here. Prys hom wat in die naam van die Here kom. Ons seën julle uit die huis van die Here. Die Here is God. Hy skenk ons die lewe. Begin die fees. Wuif met takke. Gaan tot by die horings van die altaar. U is my God, U wil ek loof, my God, U grootheid wil ek besing. Loof die Here, want hy is goed, want sy liefde is daar geen einde nie. Psalm 118 sing van God se verlossing. En in die nadraai van Pasen kyk ons deur die lens van Christus se opstanding na hierdie besonderse psalm. Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy die belangrikste klip in die gebou geword. Dit is deur die Here gedoen en is 'n wonder in ons oë. Ons bou met klippe wat mooi netjies op mekaar pas. As ek gaan kyk na die bouwerk in die huis waar ek woon, as ek sommer net na die braaiplek kyk, dan wat ek sien is elke baksteen, elke klip is uitgekies en dan ook gevorm sodat dit kan pas. Dit is hoe ons van ons lewe hou en veral van ons spiritualiteit. Gladde, simmetriese, sterk en voorspelbare klippe wat maklik in ons planne inpas. En so ook ons God. 'n godsdiens, 'n geloofsuitdrukking, 'n verhouding met God wat goed lyk, veilig voel en voldoen aan ons kriteria van nuttig, van bruikbaar, van verstaanbaar en beheerbaar. Ons meet hierdie klippe dikwels volgens wêreldse standaarde, selfs al gooi ons 'n Jesus sousie daaroor. Sukses, status, mag, aantreklikheid, produktiwiteit. En enigiets wat nie pas nie. Te vreemd, te swak, te anders, te arm, te gebroke, word vinnig een kant toe gegooi op die afvalhoop.
En so kyk ons die potensiaal mis van 'n diepere ontdekking van God en die misterie en die krag van sy koninkryk. Omdat dit op die eerste lees of die eerste kyk of die eerste voel nie heeltemal in ons bouplan inpas nie. En so was dit ook met die bouers en aanhalingstekens van Jerusalem in Jesus se tyd. Die Fariseërs, die Sadduseërs, die godsdienstige leiers, en hulle eie prentjies en bouplanne vir hulle stad, vir hulle mense, vir hulle Messias en vir God. En toe kom Jesus en hy pas nie daarin nie. Dalk te nederig, te radikaal, te genadig, te liefdevol, te eerlik, te reguit. En hulle het hom as 'n onbruikbare, onwelkome klip een kant toe geskuif. En dan die ironie. Jy is die klip wat mense afkeer, kies God as die hoeksteen. In die antieke boukuns was die hoeksteen nie sommer enige klip nie. Dit was die belangrikste klip in die gebou. Dit moes presies reg wees. Dit het die twee mure verbind, die fondament gestabiliseer en die rigting van die hele gebou bepaal. En sonder 'n goeie hoeksteen sou die hele struktuur skeef getrek of in mekaar kan val. En die verwerpte klip word dus nie net iewers ingepas nie, maar die verwerpte klip word die draer, die fondasie, die hoek van die hele gebou, wat bepaal hoe alles in mekaar sal pas. En deur die lens van Goeie Vrydag sien ons ook dat dis nie net hier die verwerpte klip wat getransformeer word nie, maar dis ook die kruis. Die simbool van geweld en wreedheid en onderdrukking. Juist die simbool het die simbool geword van verlossing, van 'n liefde wat geen einde ken nie. Die verwerpte klip het nie net die hoeksteen geword nie, nie net die kruis getransformeer nie, maar dit het ook die klip van die dood weggegaan. En daarom, as ons Psalm 118 vers 23 lees, dan moet ons saam bely in die naderdraai van Opstanding Sondag. Dit is deur die Here gedoen en is 'n wonder in ons oë. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Psalm 118 kom gee ook vir ons 'n ander metafoor, en die van 'n pelgrim. In vers 26 lees ons hier die bekende pelgrimsgroet: Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Ons seën julle uit die huis van die Here, antwoord ons die pelgrims terug. En so is ons pelgrims. Ons is nog op pad na die volmaakte stad, maar ons kyk nou met ander oë. Ons kyk nie meer met die bouers se kritiese wêreldse oë nie, maar met oë van verwondering. Ons leer om die waarde raak te sien in dit wat die wêreld baie vinnig verwerp. Ons is pelgrims wat juis uitkyk vir die weggooi klippe op die rande van die stad. Wetende dat dit is juis daardie klippe wat God gebruik om sy grootste werk te doen. Die Psalm eindig met die refrein: Loof die Here, want hy is goed, want sy liefde is daar geen einde nie. Met dieselfde woorde waarmee die Psalm begin het. Sy liefde is omvattend, van begin tot einde, dit hou nooit op nie.
vir nog die hoop verwerpte klippe, vir nog die klip voor die graf en die kruis tussenin. God se liefde maak hoekstene van ons stikkende stories. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. En laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.